Goeiemiddag broers en susters, welkom in die huis van gebed. My naam is Ben Arnold. Ek hoop dit gaan goed met u en die gesin en dat jy awesome tyd saam met Here in die kerk gehad het vandag. Ja, dit is altyd lieflik in die huis van die Here. Die Gees van God is altyd so werksaam en die Here so getrou in sy woord en ja, ek dink nou aan Romeine waar hy sê en die Here staan die hele dag met uitgestrekte hande na ons toe, die hele dag en die Here wag net vir ons om te sê, Here, hier is ek. Weet jy, partymal dink ek net as ons net ons geestelike oë oopmaak en ons kan net die Here werklik waar aanskou in ons gees en besef hoe lief is God ons werklik. Weet jy, daar is net niks soos die Here nie. Dit is hoe my woord sê, hy is die Alfa en Omega, God is begin en die einde. Hy het die heelal geskape en het mens geskape. En om te dink, die God is so lief vir my en vir u, en die gesin, en die familie, en die kinders. Daar is net niemand nie, hy sê, daar is niemand te sleg in die wêreld wie God nie voor lief is nie. Ja, God is nie lief vir hulle sondes nie, maar God het elkeen lief. So my broer en susters, as sonde vandag, tussen u en die Here staan, dan raak ons slaaf van die sonde. Vra die Here om jou te help. Dit is hoekom Here sê, ek staan met uitgestrekte hande. Hy wag net geduldig vir ons, om te sê, Here, hier is ek, help vir my. Dat ek my hart sê, Here, vir u kan oopmaak, Here, en laat u net al die onreinheid en al die sondes uit my lewe uitkry, en laat die Heilige Gees in my lewe kan inkom. Laat ons werklik ware liefde van die Here kan ervaar, en dis so great, weet jy, ek dink dis hoe Paulus, jy moet nie meer my raak sien, maar sien Christus in my raak. Kom ons strewe na die heiligmaking wat die Here sê, strewe na heiligmaking. Ja, ons is nie sondeloos nie, maar ons aanbid 'n God wat sondeloos is. En die Here wil sy heiligheid in ons lewens gee. My broers en susters, hy wag net dat ons oopmaak en sê, Here, hier is ek. Hy sê, ek is die potterbakker, jy is die klei. Wie weet wat gaan God van ons maak? Van u maak, van my maak. Instrument in sy hande. Laat ons die lewe van God kan uitdra op aarde soos wat hy beplan het. Dat mense kan sien ons is kinders van die Here. Weet jy, dat jy nie hoef beskaamd te wees. Vanoggend toe ons op pad kerk toe, hulle het gisterand een of ander funksie gehad. En terwyl ons op pad kerk toe, kom die mense met drankbottels nog in die hande, kan behoorlik loop op die pad. Loop met koelerbags en goed. En wie, dan voel mense in jou hart, Here, kan mense nie so opgaan na die huis van die Here toe. Die kan daar nie soveel mense net stap om by die huis van die Here uit te kom. Jy weet jy, hulle sal myle gaan, hulle sal koelerbags vol drank hê. Hulle sal die hele nag van son onder tot sons opkom, drink, die wêreld geniet. Maar daar is nie tyd vir die Here nie. Terwyl God elke dag met uitgestrekte hande staan, met soveel genade, wat die mense kan beskryf nie, broers en susters. Ons kan nie die genade en die liefde van die Here beskryf van mense, om te sê, weet jy wat, terwyl jy daar gepaard het, terwyl jy daar so die wêreld aanbid het, terwyl jy daar alles vir die wêreld gegee het, het jy ooit, ek glo nie, jy kan ooit aan die Here gedink het nie, dis net nie moontlik nie, dis nie moontlik as jy gesyp is, en die wêreld dien, om aan God te dink nie. 'n Mens moet werklik ware omkeer in jy lewe kry, jy moet 'n honger en 'n dors na die woord van God kry, jy moet 'n honger en 'n dors na die Gees van die Here kry. Ons moet tyd maak vir die Here, ons moet tyd uitkoop vir die Here. En wat bedoel hy? Party daar 2 uur in die oggend,
0:30 in die oggende, 3 uur in die oggende, 3:30 in die oggende. Dan staan ek op om tyd te maak vir die Here, want deur die dag is dit mense net te besig. Maar dit sê nie jy kan nie tyd uitkoop nie, jy kan opstaan en tyd maak vir die Here. Kom ons bid vir hierdie mense wat werklik waar so in die wêreld vasgevang is, wat net lewe vir die wêreld. Dis asof die hele mensdom net in Afrikaans gesê mal geword het vir die wêreld. Dit gaan net alles oor die dinge van die wêreld. As 'n kind van die Here iets doen, dan is almal op daai kind van die Here se lyf. As 'n kind van God iets besit, dan is dit nou, dis verkeerd. Maar die wêreld kan besit net wat hulle wil. Hulle kan die mooiste motors ry, hulle kan die mooiste huise bly. Maar ons wat koningskinders is, jy mag nie, want dan is dit verkeerd in die oë van die wêreld, want jy is nou veronderstel om die minste oor die weg te kom. Ons is koningskinders, broers en susters. Die Here het gegaan om ons 'n plek voor te berei in die hemel, waar ons krone sal ontvang vir dit wat ons doen op hierdie aarde. Kom ons lewe vir die Here. Kom ons begin intree vir hierdie wêreld, hierdie mense wat regtig wêreldmal geraak het, wat alles het om die wêreld gaan, wat dink die koms van die Here sal nooit gebeur nie. Ja, ons weet nie, maar in Romeine sê dit een ding. Hy sê, en die nag het al ver gevorder. En die aanbreek van die dag is naby. Vanoggend se boodskap was, ons weet nie wanneer brand ons kers uit nie. Ons weet nie hoe lank gaan hy kers van my en jouself nog brand nie. Ons is in die beheer van hy kers nie. My broers en susters, as die Gees van God hy kers doodwaai, dan sê Paulus het ons die einde van die wedloop gekry. En ja, was ons lewens reg toe ons die wedloop verendig het? U alleenig sal weet, broers en susters, u weet of u lewe met die Here reg is. As hy nie reg is, my broers en susters, kom ons maak reg met die Here. Kom ons sê, Here, dankie dat u met die uitgestrekte hande vir my en my familie vanaand staan. So, dit wat op my hart lê vandag. Ek wil net vir u sê, broers en susters, dit is so moeite werd om vir die Here te lewe. Van die liefde van God kan ons nooit ooit. Ek kan nie vir u met u deel om te sê, hoe voel dit om 'n werklik ware wedergebore kind van die Here te wees? Hoe voel dit binne in jou gees nie? Hoe dit voel of jou liggaam net wil ontplof van die heerlikheid van die Here. Die liefde van God is so groot, 'n mens kan dit net nie vertel nie. As jy dit nie self ervaar nie, dan sal jy dit nooit weet nie, my broers en susters. Jy moet dit self ervaar om te weet hoe voel dit, om die liefde van God in ons binneste te hê, in ons gees, in ons hart te hê, en om te weet ek is 'n wedergebore Christen, ek is 'n kind van God, die Heilige Gees van die Here woon in my. My broers en susters, baie welkom by die huis van gebed. En ja, kom ons doen saam 'n gebed gou. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie Here dat ons oortuig kan wees aan ons harte, dat ons kinders van God is, Here. Dat u liefde uit die hemel uit gekom het, toe ons harte vir u gegee het en gesê het, Here, kom en kom woon in my, Here. Kom maak vir my ook 'n tempel van die koninkryk van God. Here, mag ek ook dit wat in my is uitdra aan my broers en my susters, laat hulle besef, Here, dis spreekbare sigtinge. Jy kan nie 'n mens vertel die heerlikheid van die Here nie, as jy dit nie self ervaar het nie. En Here, my gebed is vandag, laat ons almal dit sal ervaar en weet, Here, dis werklik so. As U in ons lewens is, Here, is daar nie woorde om dit uit te dra nie. Ons kan net altyd sê, dankie Here, maar dit wat hier binne ons is, my God, dis die Alfa en die Omega, dis die groot ek is, wat binne my is. Ja, Here, wat so voorreg is dit net nie, om 'n kind van God genoem te word nie.
Here, baie dankie. Die Here, as daar vandag broers en susters daar buite is wat U nog nie aangeneem nie, mag hulle nou die besluit maak, sê Here, kom in my hart in. Here, seën hulle in die naam van Jesus Christus. Elke siekte bestraf ons in die naam van die Here. Ons pleit U genesing oral uit, Here, en U ontvang al die lof en al die eer. Amen. My boeties en sissies, die liefde van die Here is met U. Shalom.